Goeiedag Renay, nog 'n week is al verby, kan jy dit glo? En ons is al weer by ons volgende studie en dit is al nommer 10 in die reeks. En vandag gaan ons kyk na berou en vergifnis. Dis twee sulke vinnige woordjies wat ons so vinnig opnoem, maar wat baie keer, meeste van die tyd, 'n tweede kyk nodig het om daarna te kyk. So, voor ons begin met hierdie week se studie, sal jy vir ons open met 'n gebed. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die voorreg om u naam aan te roep en te vra dat u asseblief, wanneer ons u woord oopmaak vandag, vir ons sal lei deur u Heilige Gees, dat u ons sal vul met waarheid, met wysheid en met insig. Ons gaan 'n baie belangrike konsep bespreek vandag en dit is belangrik dat ons aandag gee. En Here, maak dit vir ons eenvoudig dat ons dit kan verstaan. Ons bid dit in u naam. Amen. Amen. So, kom ons maak die Bybel oop by 1 Johannes hoofstuk 1 en dan lees ons daar vers 9. Ek wil nou stout wees, ek wil vers 8 en 9 lees, want ek dink dit is so half opsomming van ons hele praatjie vandag. Maar terwyl jy dan besig is, lees tot die einde van Ons moet vers 10 ook doen. Okay. 1 Johannes 1 vanaf vers 8. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leienaar en is sy woord nie in ons nie. Nou, dis 'n baie interessante gedagte hierdie wat ons hier kry. Nou as ons nou kyk na al drie die verse wat ons nou gelees is. Die eerste een sê is, moenie dink jy is sonder sonde nie. Dis die vir die eerste vers sê. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself. Niemand anders nie, onsself. Met ander woorde, ek het nie sonde nie, ek het nie verkeerd gedoen nie, dan mislei ons onsself. En dit is nie net van, ek het een keer, dalk een dag in die verlede gesondig nie. Maar eintlik val ons op 'n daaglikse basis. En ek dink dit is waarna hierdie teks verwys en vir ons sê, onthou, moenie jouself mislei nie. Moenie dink, nadat jy, soos ons nou sal sê, tot bekering gekom het, nooit weer agterna geval het nie. Dit is maar so 'n ekstra konsep daaraan. Vir my is dit 'n kwessie van, Renay, jy moet bereid wees om jou aandeel in 'n situasie te erken en berou te hê daaroor. Want jy weet, ek dink, as ons eerlik wil wees, wanneer ons begin praat oor sonde en ons praat oor berou, dan spring daar dadelik 'n ander persoon se gesig in jou verstand in, nê. Wanneer gaan daai mens sê hy's jammer? Wanneer gaan daai ou erken hy was verkeerd? Jy weet, ons het altyd, wanneer ons praat oor berou en vergifnis, dan sien ons 'n ander persoon raak en is baie weinig dat ons onsself in daardie prentjie plaas. Dat dit ek is vir wie die Here wil sê, Renay, wanneer gaan jy 'n slag berou hê en wanneer gaan jy vergifnis vra, vergifnis gee en vergifnis ontvang, nie waar nie. So, daai deel wat ek het in die hele situasie wat plaasgevind het, al was dit nou van watse aard ook al dink ek was heeltemal totaal al die onskuldige een, is dit nie dalk dat ek voor die Here moet gaan staan en sê, Here, as ek 'n deel gehad het hierin, maak dit aan my bekend dat ek weet waarvoor moet ek om vergifnis vra en vir wie moet ek om vergifnis vra. So hier kom die belangrikheid nou in en ek is bly jy het nou daaroor gepraat, want jy het dit so gelei daarna toe asof ek en iemand anders. Ek en iemand anders. Die probleem is altyd tussen my en iemand anders. Dit is tussen my en 'n ander persoon of tussen my en God. Maar die probleem kan nooit wees ek wat dalk 'n probleem op my eie veroorsaak nie. Dan moet altyd 'n ander party betrokke wees. Iemand moet dan mededeelsaamheid hê in hierdie som. En dit is die idee waarna ons altyd dink. So een van die goed waarna ons altyd wil kyk, en ons gaan nou na die volgende verse kyk verder wat daarin is. Maar een van die goed waarna ek wil kyk is, baie keer is ons so, en dit begin al 'n kliseë raak, nê. Ons is al so besig met die dinge van God, dat ons die God van die dinge vergeet. Of dat ons so besig raak, en ons almal is in 'n gejaagde lewe, dat ons sê, ag, die Here sal verstaan. En dan raak ons betrokke met dinge wat nie op daardie oomblik die belangrikste ding is
waar ons op moet aandag gee nie. Ek onthou 'n teksvers waar die Here sê, julle moet eers gaan vir die koninkryk van die hemele en al hierdie ander dinge sal vir julle bygevoeg word. Maar baie kere is ons so gejaag in ons lewens dat ons eers al die ander goed onder beheer wil kry. En dan sê Here, wag net so bietjie. As ek hierdie goed onder beheer het, dan sal ek nou my volle aandag aan U kan gee. Ja. En dit is so maklik om in daardie slaguister te val. Ja. En party van ons, some of us are so heavenly minded that we're useless on earth, soos hulle sê, maar sommige van ons is so vasgevang in die situasies waarin ons nou is, dat ons dink nie eers aan die Here nie. Die Here is altyd 'n nagedagtenis. Dis die een na wie ek laaste toe gaan. En ek wonder of ons ooit berou gehad het daaroor, of ons dink dat dit 'n sonde in sy eie reg kan wees. Ek weet, ek en jy het in die week gesit en gesels met 'n groepie mense, waar ons spesifiek gepraat het oor siekte, en hoe hanteer 'n mens wanneer daar siekte kom, en hoe ons, ek wil amper sê, die verbaasheid van mense, toe jy vir hulle sê, jy weet, ons is geneig om wanneer siekte kom, alles te doen, en die gebed vir jou laaste te los. In so 'n mate dat ons sal sê, weet jy wat, daai persoon, die dokters het nou al gedit en gedien gedaai, al wat nou oorbly is bid. En dan sal iemand nog so ewe sê, het nou al gekom na dit toe, dat dit nou alles wat ons kan nou bid. Waar in plek daarvan dat ons die Here eerste moes gestel het. Nou dit is nou 'n eenvoudige voorbeeld om te gee, maar hoe maklik is dit vir ons om in die oomblik so oorweldig te word deur die feite van die situasie, dat ek onmiddellik wil uitsluitsel kry en uitsorteer, in plek daarvan om net eers alles te los, na die Here toe te gaan, met hom te gaan praat. Ja. Dalk sou ek en jy, of ons lewens dalk heel anders gelyk het, in baie van die situasies waarmee ons gesukkel het, as ons net eers na die Here toe gegaan het, en gesê het, Here, hier is hierdie situasie, gee my wysheid en maak my rustig, dat ek dit reg hanteer. Ja, en een van die voorbeelde wat ons daar kan gaan kry, en ons wil nie nou heeltemal daarop ingaan nie, is van Martha en Maria wat daar gesit het, en ek dink tog, ons het nie die hele verhaal wat daar gebeur het nie. Ek dink tog, Jesus het ingekom en sê, okay, kom ons sit 'n bietjie en gesels. En Martha het dalk gesê, Here, ek kom nou. Hou net jou rede so 'n bietjie vas, ek moet net gou dit, wat 'n goeie ding is, want sy wou na almal kyk, en kyk het almal kos gehad het, maar die Here het dalk nodig gehad om te sê, ek wil nou jou aandag hê, en dan is ons geneig om selfs vir die Here te sê, net so bietjie Here, ek is nou by jou. Ja. En ek dink dit is die probleem wat sy gehad het, nie om die dinge te doen nie, want dit moet gedoen word, maar dat ons dalk sê, man, hierdie is belangriker. So, dis die eerste ding wat ons na ons eie lewens moet kyk en sê, dis dalk iets waaroor ons eerstens berou moet kry, dat ons te besig is met ons gejaagde lewens, en dat ons ook vergifnis daarvoor moet vra, dat ons nie die belangrikste dinge eers te doen nie. Kan ek dit gou soveel vra? Met ander woorde wat jy sê is, daar's 'n tyd vir alles. Daar's 'n tyd vir aanbidding, en daar's 'n tyd vir werk, want as ons mooi kyk na die situasie van Martha en Maria, Martha was nie met slegte goed besig nie, sy was met goeie goed besig. Ja. Sy was met belangrike dinge, die mense moet kos kry, die mense moet versorg word. Dis belangrike dinge waarmee sy besig is, maar daar was 'n tyd vir aanbidding, wat Jesus wou gehad dat hulle moet by sy voete kom sit. Daarna kan almal eet en almal versorg word. So ek dink daar, ek moet al eerlikheid sê, ek dink daar's ek baie skuldig. Die verpligtinge van die wêreld is soms besig om my so te oorweldig, dat ek moet baie keer tot 'n wekkertjie stel om te sê, Renée, dis tyd vir aanbidding. Ja. Dis sleg nie, dat 'n mens ook so oorweldig kan word. So nou wil ek na vers 10 toe oorgaan wat ons in die begin gelees het, nê? En vandat daar sê, hier sê dit ons, as ons sê dat ons nie gesondig het nie, ek het nie gemoor nie, ek het nie leuns vertel nie, ek was liefde teenoor my naaste, ek was liefde teenoor my God, maar ek het hierdie dinge gedoen. Dan mislei ons onsself as ons sê ons het nie sonde nie. So, dan maak ons God tot 'n leienaar. So ons moet ook besef dat dis waar daai vers inkom, moet na ons kyk. 'n Ander ding is, wanneer ons kom, dan weet ons praat ons almal van daai stemmetjie wat met ons praat, en ons het die invluistering van die Heilige Gees wat daar is. En dan baie keer word ons gewaarsku en sê, ja, ek moet dalk nou nie dit doen nie.
of ek moet dalk nou nie so optree teenoor iemand nie. En sê, ag, weet jy wat, kom ek doen dit maar in elk geval. En dit is ook, ek wil nie sê 'n tipe sonde nie, dit is 'n sonde. Want elke keer as ons vir die influistering van die Heilige Gees nee sê, as hy met ons praat, dan is ons besig om 'n tree weg te gee van hom af. En hoe makliker raak dit dan om nie die stem van die Heilige Gees te hoor, om dan die oorgawe te maak in dit wat ons dalk verkeerd doen nie. Maar as jy baie mooi daaraan dink, die verskriklike emosionele uitbarstings wat 'n mens so in mense sien, is dit nie 'n absolute getuienis van die feit dat die stem van die Here eenkant toe gedruk word nie. En ek my eerder totaal en al oorgee aan my eie emosies in die oomblik en my eie emosies in die oomblik regverdig. Ja. Ek het die reg om so te voel. En ek het die reg om so op te tree, ek het die reg om te sê, te dink wat ek wil. So, ons moet 'n bietjie versigtig wees as ons geneig is tot hierdie verskriklike emosionele uitbarstings, dat ek nie op dalk daardie houding het van, die Here kan maar 'n bietjie terugstaan nou, want ek het nou eers 'n oomblik nodig om myself te regverdig vir die situasie waarin ek my bevind nie, in plaas daarvan om stilte te kry en die raad van die Here te vra nie. Ja. So kom ons kyk nou na die middelste vers 9. Okay. Dit sê hier, as, nou ek wil sommer daarby vassteek, want die ouer geslag, my ma het altyd gesê, as is verbrande hout. Dit beteken nie dis iets wat gaan gebeur nie. Ek sal amper hier wil sê, is wanneer ons sondes bely. Met ander woorde, dit moet op 'n stadium kom. Ja. Want jy weet dalk nie dadelik wanneer jy gesondig het nie, maar kom ons gaan met die woorde wat daar is en sê, as ons sonde bely, so wanneer ons na die Here toe kom, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe. So met ander woorde, die Here, hierdie gedeelte sê vir my, die Here gaan nie net ons sondes vergewe, omdat hy sien en omdat hy weet, want hy weet alles en hy sien alles. Ons voel sleg nie. Ons moet dit teenoor hom bely, sodat ons ook kan sien wat ons verkeerd gedoen het en wat die situasie daarin was. En weer eens wil dit vir my op neerkom. Dis baie belangrik, dat wanneer ons met die Here praat, en ek het dit al van tevore in ander lesse gesê, dat ons moet seker maak dat ons hardop praat. As ons kyk na, ekskuus vir die voorbeeld, as ons na sielkundiges toe gaan, dan sê hulle vir jou, vertel vir my daarvan. En as jy klaar vertel, dan sê hulle vir jou, nou hoe dink jy? En dan hoor jy jouself. En omdat jy jouself hoor jy partykeer hoe onvanpas, ek weet nie wat se regte woord nie, jy redeneer, of jy ontdek die regte antwoord op jou eie. En in gebed met die Here, en wanneer ons na hom toe kom met hom praat, moet ons dit ook amper hardop doen, sodat ons partykeer kan hoor hoe selfsugtig ons eie gebede is, en hoe ons onsself probeer verontskuldig. Ja, ons probeer onsself regverdig in die hele situasie. En soos jy nou sê, wanneer ons hardop praat, dan kom ons soms agter hoe min logika ons aan die dag lê vir die hele situasie. Jy weet, ons grootste vyand is emosies wat hardloop die hele wêreld vol. En die Satan weet dit en hy gebruik dit tot sy voordeel. En ek wil amper sê, die meeste van ons grootste sondes word gebore uit ons emosies uit. Ja. Dit is omdat ons denkrigting besoedel raak. En emosies moet jy nie altyd aan dink net as woede nie waar nie, of irritasie nie. Hartstogte is emosies wat nie onder beheer is nie. Jaloesie is emosies wat nie onder beheer, begeertes is emosies wat nie onder beheer is nie. Hierdie is sondes wat gebore word uit iets moois uit, want emosies is veronderstel om deel te vorm van die mooiheid van ons karakter. Ja. So die Satan het tot die pragtige emosies wat die Here in ons ingebou het gevat, en dit so vernietig, dat daar net soos jy nou sal sê, onvanpaste begeertes uit ons uitstroom, wat nie pas by 'n kind van die Here nie. Ja, so
jy weet, dit laat my dink aan my kinderjare. Ons was 7 broers gewees en dan is daar maar altyd 'n stryery en 'n bekleierery. En hoe sê hulle altyd sê, daar was geen kleine verskilletjie tussen die broers gewees nie. Dan sal my ma altyd kom en sê, kom staan hier by mekaar en sê jy is jammer. Dan sal ons altyd van, ek is jammer. Jy weet, jy bedoel dit nie op. Dis geforseerd, jy bedoel dit nie opreg nie. En ware berou kom nie omdat jy voorgesê word om iets te doen nie. Ja. Maar ware berou kom uit die hart uit. Nou ware berou, as jy iemand te nagekom het, dan beteken dit jy voel eintlik sleg omdat jy die ander persoon so te nagekom het. En ons moet in ons sonde wat ons doen, wat ons laasweek nou bespreek het, moet ons nou kyk en sê, ons moet ware berou daaroor hê. En ek wil hê, ons moet gaan kyk, wat sê Handelinge 3, vers 18 en vers 19. En ons weet dat Johannes die Doper en Christus het albei gesê, julle moet julle bekeer julle. Nou terwyl jy soontoe blaai, wil ek net vinnig kom en sê, die mense sê altyd, wat is bekering? Nee, bekering is omdraai, en ek beskryf dit altyd so, en ek sê, bekering is, hier's 'n probleem voor jou, jy kom agter daar's 'n probleem voor jou, jy draai om, maar jy draai nie net om nie, want onthou net, die sonde staan nog steeds agter jou. Jy moet daarvan af wegstap. Dit is bekering, nie net omdraai nie, maar wegstap daarvan af. Handelinge 3 vers 18 en 19. Maar God het op die manier vervul wat hy van tevore verkondig het, deur die mond van al sy profete, dat die Christus sou ly. Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word, en tye van verkwikking van die aangesig van die Here mag kom. Nou, eerste ding is, ons moet tot inkeer kom, met ander woorde, jy moet besef jy is verkeerd, en dan moet jy daarvan af wegstap. Dis die inkeer en die bekeer, en dan sê hy, en dan sal daar iets gebeur. Dan sal daar tye van verkwikking van die aangesig van die Here kom. Met ander woorde, dan sal daai swaar las, wat baie keer op ons rus, wat ons nie eens weet waar vandaan dit kom nie, sal van ons af weg verdwyn, want ons het nou daai tot inkeer gekom en vergifnis gevra. Want dit help veel, ek sê ek kom tot bekering, maar ek vra nie om verskoning nie. Jy kan nie tot bekering kom en nie verskoning vra nie. En wanneer ek teen Ronay sondig, dan moet ek nie net na die Here toe gaan en vir hom gaan vergifnis vra nie. Want hy sê ek sal jou vergewe, maar jy moet net eers na die ander een toe ook gaan, want dis waar die moeilikheid is. So, ons moet onthou dat hierdie ding is groter as net tussen my en die Here. Dit gaan ook tussen my en my medemens, sodat ek ook daar my bande gelyk maak. Want Christus sê weer eens, vir sover julle dit in die minste van hulle gedoen het, het julle dit aan my gedoen. Ek dink die grootste goed met berou, ware berou, is dat dit mens uit 'n gevangenis uithaal. Jy weet, daar is absoluut in hierdie lewe niks so erg soos 'n skuldige gewete nie. Of dat dit vir jou daai verskriklike skuldgevoel van wat jy in onkunde gedoen het, of in dwaasheid gedoen het, of opsetlik gedoen het, en jy sien die resultate daarvan, en jy het hierdie werklike berou. Dit is 'n doodse gevoel om so in 'n gevangenis te sit van 'n mens se eie berou. En hoe wonderlik is dat die Here hier kom en hy sê, daar sal 'n tyd van verkwikking kom. Dis belangrik om te besef dat wanneer ons hierdie sondes aan die Here opgedra het en opregte berou en vergifnis daarvoor gevra het, dat ons die vergifnis van die Here aanvaar. Ja. Want jy weet, dis nog een ding om vir iemand anders te gaan vergewe. Dis nog een ding om vir iemand anders vergifnis te vra. Maar kyk, om jouself te vergewe is 'n lewenslange proses. 'n Mens word voortdurend herinner aan die foute wat jy in jou lewe gemaak het. So, daai tye van verkwikking wat die Here vir ons noem hier in Handelinge, is een van die mooiste beloftes wat daar in die Bybel is. Ja. En dan natuurlik, as ons nou die tweede gedeelte van daai vers kom van 1 Johannes 1 vers 9. As julle sondes bely, hy is getrou en regverdig en sal julle die sondes vergewe. Met ander woorde, die vergifnis wat daarmee saamkom wat hy vir ons gee. En tog, as jy vergifnis ontvang, of as jy genade ontvang,
Jy kan net genade ontvang as jy 'n oortreding begaan het en jy was verkeerd. As jy nie 'n oortreding begaan het nie, dan kan jy nie genade ontvang nie. Dan dit maak net nie sin nie. Dit het nie dan 'n doel nie. Maar die Here se genade is vir ons so groot dat hy ons oor en oor kan vergewe. Nou, Paulus het vir ons geskryf en hy het gesê, omdat die Here se genade so oorvloedig is, sal ek dan nou aanhou sondig. En hy sê so mooi, nee, stellig nie. Hoekom nie? Want ek maak die Here se hart oor en oor elkeen seer. En as ek nou sê, ag, ek het nou geval en ek het nou iemand te nagekom, ag Here, vergewe my, en ek gaan maar net weer aan. En Here vergewe my, dan is ek nie opreg nie, want ek staan op van my knie af met die bedoeling dat ek dit môre weer gaan doen, dan gaan ek maar net weer vergifnis vra. En eintlik is dit nie ware vergifnis nie, dis nie ware berou nie. Maar hier's 'n doel agter die hele konsep van vergifnis. Ons moet iets uit die proses uit leer. Jou en my karakter moet groei. Dit is tog die doel van die Christen, is dat ons elke dag meer en meer word soos ons Meester Jesus Christus. Ja. As my karakter nie groei nie, as ek nie beter word in hierdie voortdurende sonde van my nie, dan moet ek ernstig met die Here gaan sit en praat en sê, Here, help my hierin, want ek is besig om glad nie vooruit te gaan nie. Ek is besig om net dieper en dieper in die sonde te verval. En hier is die ander ding, moet nooit dink, dit wat u gesondig het, is te groot, en die Here kan dit nie vergewe nie. Psalm 103 vers 108 sê, barmhartig en genadig is die Here. Here met hoofletters, Jehovah God. Lankmoedig en groot van goedertierenheid. Met ander woorde, maak nie saak hoe groot jou sonde is wat jy begaan het nie, of wat jy ook al mag dink. Terwyl jy van beter geweet het. Want onthou, as jy nie van iets geweet het, en jy sê, ag ja, ek het nie geweet nie, die Here het my vergewe, ek is so dankbaar. Maar as jy geweet het, Ja. en jy doen willens en wetens die verkeerde ding, dan begin mense nogal skuldgevoelens opbou te sê, maar kan die Here my vergewe, want ek het dan geweet. Die Here is nie 'n mens nie. As ons opreg berou het, dan sal hy ons vergewe van daai sondes, elke keer wat hy met ons gedoen het. En hier kan ons sien, byvoorbeeld ons gaan kyk na die voorbeeld van die Israeliete, nou net uit die Egipte land uitgetrek, hulle is 'n maand of wat binne in die woestyn, Moses gaan op die berg, en hy kom nie terug nie. Aaron, maak vir ons 'n afgod, laat ons hom kan sien. Ek meen, after all, as dit seker ek was, en as ek die Here was, moes ek gesê, nee wat, kyk luister, daar is nou nie oop vir hulle nie. Laat hulle maar almal maar tot niet gaan. Maar die Here is getrou en regverdig, en hy gee vir hulle straf, maar hy vergewe hulle, en hy vat hulle nog steeds vorentoe. Hy laat hulle nou 'n bietjie langer in die woestyn rondloop, as wat hulle veronderstel was om te doen, maar die Here is nog steeds getrou en regverdig, want die gevolge, hier moet ons dit net vinnig bysit, wanneer ek berou het, en ek word vergewe, en ek bekeer my, beteken dit nie dat die gevolge van die sonde net sal verdwyn nie. Vra maar vir Dawid. Ja, die Here mag vergewe, maar die gevolge van dit wat jy gedoen het, sal jy dalk nog met dra. Ja, En daai gevolge beteken nie dat die Here jou nie vergewe het nie. dis reg. So dis baie belangrik dat ons dit alles moet onthou. Nou hier is die hele ding, en dis die kruks waar ons nou by mekaar uitkom. Baie keer probeer ek op my eie manier by die Here uitkom. Maar my sonde is nie so sleg nie. Ek kan dan daardeur deurkom, ek het nie nodig nie. En ons kry daai gedeelte in Matteus 22 wat die Here vir ons vertel van die man die koning wat 'n bruilof vir sy seun gemaak het. En ons wil nie op die gedeelte ingaan nie, maar dit het so gewerk. In daardie tyd, as jy 'n uitnodiging gekry het om na die bruilof toe te gaan, het jy daarmee saam ook 'n bruilofskleed gekry. Nou Vir ons as vrouens het dit sommer baie probleme ja, so jy hoef nie te worry nie, jy weet presies wat jy gaan kry en gaan aantrek, en is die regte nommergrootte, en jy hoef niks te bekommer nie. Die hele uitrusting is daar vir jou. Maar hierdie man het besluit, ek wil nie die koning
se uitrusting wat hy vir my gegee het aantrek nie. Ek wil my eie gaan. En daarom kom dit by daai gedeelte uit wat die koning vir hom sê, vriend, hoe kom jy hier aan sonder 'n bruilofskleed? En ons sien daar dat wanneer ons normaalweg iets verkeerd gedoen het en iemand vra vir jou 'n vraag. En ons weet ons is verkeerd. Stilte. Ja, so stilte. Ons kan nie antwoord nie want ons weet ons is verkeerd. En hier was dit een en dieselfde geval gewees. En ons kan sien daar, wanneer ons na die Here toe kom en ons probeer ons eie heil uitwerk en nie vergifnis vra nie, dan kom ons met ons eie vuil sonde. Nou, jy sal nou weet, jare terug het ons na 'n prediker geluister wat gesê, hy het die titel gemaak, Naked to my friend's wedding. Nou, dis nogal 'n preektitel wat almal se aandag sal trek, nê. Maar wat hy gesê het is, as ons met ons eie geregtigheid na die Here toe wil gaan, dan is ons arm en blind en beklaanswaardig en naak. Ja. En dit is wat dit op neerkom. Maar dit is die houding van die Laodicese gemeente. Ja. Dit is ons tydse mense. Ja. Ons is ryk en het verryk geword. Ons het aan niks tekort nie. So hoekom gaan ek die Here se weg volg as ek my eie weg kan baan? Wat 'n gevaarlike manier om te dink aan hierdie lewe, dat jy dink jy weet beter as die Here. Nou, ek het so 'n sê ding wat mense dalk seker ons 'n bietjie moeg is voor, maar jy kan nie die Here dien soos wat jy dink hy gedien wil word nie. Jy moet die Here dien soos wat hy sê hy gedien wil word. Hy is die God, nie jy nie. Hy het sy reëls en sy regulasies, want dit is wat ons veilig hou op hierdie aarde en dit is die weg en die waarheid waarin ons moet wandel tot hy weer kom. So, ek dink ons moet net eers op daai punt kom, dat ek en jy besef die Here maak nie vir my 'n uitsondering nie. As die Bybel sê dis sonde waarmee ek besig is dit vir my sonde soveel soos wat dit sonde was vir die mense in die Ou Testament. Ja. Van die begin van die bestaan van hierdie wêreld af. Daar word nie vir my 'n uitsluitlike uitsondering gemaak want ek voel my omstandighede is anders en die Here sal verstaan nie. Dit werk nie so nie. As ek nou my 10 gebooie kyk wat ons verlede week oor gesels het en gesê, as jy wil weet wat is sonde, gaan lees dit. Gaan lees die 10 gebooie. Dit is nie onduidelik nie. Ek en jy sal baie mooi weet. So, asseblief kan ons net eers op die punt kom waar ons besef, my omstandighede verskoon nie die sonde waarmee ek besig is nie. En kyk nou hier daar. Christus het reeds die prys betaal. Vir al my sondes. Vir almal. Daar's nie 'n sonde wat ek nog gaan doen in die toekoms wat sy prys net nie daarby gaan kom nie. Hy het die volle prys betaal aan die kruis van Golgotha. En omdat hy dit betaal het, of wat ons moet doen is, ons moet dit aanvaar. Nou ek weet, vir 'n Suid-Afrikaner soos ek, is dit maar en vir 'n boerseun soos ek is dit maar 'n moeilike ding, want as ek vir iemand iets vra en hulle doen iets vir my, as ek klaar is, dan sê ek vir hulle, Wat skuld ek jou? wat skuld ek jou? Want dis hoe ons groot geword. Niemand van ons wil iets verniet hê nie. Maar by die Here is dit van, wat skuld ek jou? Niks. Die prys is reeds betaal. En ons moet groot genoeg wees en nederig genoeg wees om daardie prys wat betaal is en laat ons niks ter huil daarvoor kan gee nie, moet ons aanvaar van Christus. Want daar's niks wat jy kan doen of wat ek kan doen vir ons eie saligheid nie, behalwe om berou te hê oor ons sondes, dit te laat staan, daarvan te bekeer en weg te stap, en Christus, waar ek ook al tekort kom, se prys vir my lewe te kan aanvaar. Absoluut. Dit was goed om saam met jou te kuier in die ateljee. Ons het nog net so 3 studies oor in hierdie reeks, maar ons sien uit daarna om klaar te maak en saam met u in u eie wonings te kan kuier. Kom ons sluit af met 'n gebed. Vader in die hemel, baie dankie dat ons weer eens 'n vinnige blik kon gehad het
en weer eens herinner word dat ons maar sondige mense is. Maar daar selfs sondes is wat ons nie dink is sondes nie. Here, praat deur u Gees met ons, met die influistering van die Heilige Gees, sodat ons mag hoor wat u vir ons sê, en dat ons sal luister, berou sal hê wanneer u met ons praat, en ons daarvan sal bekeer, sodat ons elke dag meer en meer soos Christus kan wees. Dankie vir die insig uit die woord uit. Dit bid ons in Jesus naam. Amen.